Goeiemôre julle. Kom ons open met gebed. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u voorreg wat ons het om u te kan dien. Here, ons vra asseblief u leiding deur die preek en dat u ons gedagtes sal oopmaak met die Heilige Gees en ons sal rustig maak in Jesus naam. Amen. Ek wil vandag met julle 'n bietjie gesels. Ek het hierdie preek genoem Naderende Verwoesting, omdat ek wil kyk na die lewe van die profeet Jeremia. Hy was ook die profeet van verwoesting, of soos in Engels, the prophet of doom genoem gewees. Terwyl ons vinnig op pad is na die finale gebeure wat op hierdie aarde sal plaasvind voor die glorieryke wederkoms van Jesus Christus, moet die 3 engele boodskap van openbaring aan die wêreld verkondig word. En in die lewe van Jeremia vind ons 'n wonderlike tipe van wat die antitypiese Jeremia, naamlik die gebodonderhoudende volk van God, kan verwag terwyl hulle hierdie boodskap aan die wêreld bring. Laat ons dus ons heupe omgord en kyk wat ons uit die lewe van Jeremia kan leer. In Jeremia 1 vers 5 staan: Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Jeremia is gebore as 'n lid van die Levitiese priesterdom en van sy jeug af is hy opgelei vir heilige diens. Gedurende daardie vreugdevolle jare van voorbereiding het hy nie besef dat hy van geboorte af gekies is om 'n profeet vir al die nasies te wees nie. God het in hom een gesien wat getrou aan hom sou wees en wat sou staan vir dit wat reg is, ten spyte van groot teenkanting. Net so het God elke lid van sy oorblyfsel, wat die gebooie van God onderhou, geroep om 'n boodskap van hoop aan die wêreld uit te dra, ten spyte van groot teenkanting. In Jeremia 1 vers 6 roep Jeremia uit: Ag Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Meeste van ons het 'n soortgelyke reaksie as wat Jeremia gehad het, wanneer ons besef, as ons deel is van God se volk, hy van ons verwag om sy ambassadeurs te wees en aan elke volk en kleur die goeie nuus van Jesus Christus te vertel en dat ons, as ons Jesus liefhet, al sy gebooie moet onderhou. God sien in ons manne en vroue en seuns en dogters wat getrou sal wees aan sy vertroue in ons en wat sal staan vir dit wat reg is te midde van oorweldigende oppositie. En net soos met Jeremia kan ons daardie oppositie van buite sowel as binne in die kerk verwag. In Jeremia 1 vers 7 tot 8 staan daar: Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Jy dan, omgord jou heupe en maak jou klaar en sê aan hulle alles wat ek jou sal beveel. Wees nie vir hulle verskrik nie, dat ek jou nie vir hulle laat skrik nie. Want kyk, ek maak jou vandag 'n versterkte stad en 'n ysterpilaar en kopermure teen die hele land, teen die konings van Juda, teen sy vorste, teen sy priesters en teen die volk van die land. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red. Jeremia moes vir sy eie volk, wat die kerk voorstel, en die nasie staan as 'n getuie vir waarheid en geregtigheid. In 'n tyd van ongeëwenaarde afvalligheid moes hy deur sy lewenswyse en karakter die aanbidding van die enigste ware God illustreer. En toe hy in die tronk gegooi is as gevolg van sy vreeslose uitsprake, moes hy en het hy steeds aangehou om reguit teen die sondes te praat. Hy is verag, gehaat, verwerp, en deur die mense moes hy uiteindelik die letterlike vervulling van sy eie profesie oor die naderende straf sien gebeur. Ons het by 'n punt in die wêreld se geskiedenis gekom, waar ons binnekort ook die letterlike vervulling sal sien van die waarskuwings en oproepe wat deur God se gebodonderhoudende volk aan die nasies en die afvalliges in die kerk gemaak word. Jeremia 1 vers 16 lees: En ek sal my oordeele oor hulle uitspreek, weens al hulle boosheid.
dat hulle my verlaat het en vir ander gode rook laat opgaan het, en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het. Hart en regheid was die boodskap van Jeremia, wat hy moes gee. Die profeseë van die vinnig naderende oordele moes hy vreesloos oordra, en nie afgewater of soos hulle sê gesugarcoat nie. Maar saam met hierdie boodskap moes hy ook die mense bemoedig met die versekering dat hulle vergifnis vir al hulle oortredinge sal kry as hulle van hulle boosheid af sou wegdraai. Hy het van die begin van sy bediening af probeer om die mense te bemoedig, om die fondasie van hulle geestelike lewe wyd en diep gegrond in bekering en berou vir hulle oortredinge te hê. En presies dieselfde moet ons vandag doen. Ons moet ons eie geestelike fondasie bou met berou en bekering vir ons sonde, en dan moet ons ook ander bemoedig om dit te doen. In Prophets and Kings bladsy 410 word die volgende vir ons gesê: Nou word hulle aangemoedig, die volk van die Here, om verstandig en vir ewig te begin bou, die gemors van afvalligheid en ongeloof op sy te sit en as fondasie te gebruik die suiwer goud, die geraffineerde silwer en die edelgesteendes. En hulle is naamlik geloof, gehoorsaamheid en goeie werke, wat alleenlik aanvaarbaar is in die aangesig van 'n heilige God. Keer terug, o afkeerige Israel, ek sal julle nie donker aankyk nie, want ek is goedertierend, spreek die Here. Ek sal die toorn nie vir ewig behou nie. Alleenlik ken jou ongeregtighede, dat jy teen die Here jou God oortree het, keer terug, o afkeerige kinders, spreek die Here, want ek is Heer oor julle. Jy sal my noem my Vader, en jy sal van my nie afvallig word nie. Keer terug, o afkeerige kinders, ek sal julle afkeerighede genees. Wat 'n God dien ons. Hoor hoe smeek hy deur Jeremia sy volk om terug te keer na hom toe. En hy het nie sy mense gelos om te wonder oor hoe hulle kan terugkeer na hom toe nie. Hy het hulle die woorde gegee waarmee hulle na hom toe kon terugkeer. En daardie woorde is steeds van toepassing op ons vandag. Daai woorde sê in Jeremia 22 tot 25, Hier is ons kom na u toe, want u is die Here onse God. Waarlik, te vergeefs verwag hulle dit van die heuwels en van die rumoer op die berge. Waarlik, in die Here onse God is Israel se heil. Ons wil neerlê in ons skande en ons smaad moet ons oordek. Want ons het teen die Here onse God gesondig. Ons en ons vaders van ons jeug af tot vandag toe. En ons het nie geluister na die stem van die Here onse God nie. Dit is God se begeerte, dat ons in nederigheid en berou na hom toe kom en ons bekeer van ons afkeerighede. In Engels sê hulle backslidings. En ons afwyk van ons bose weë. En ons moet ander, binne en buite die kerk, aanmoedig om dieselfde te doen. Die heuwels en rumoer op die berge wat hierna verwys word ook in Psalm 121 na verwys. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. En nie van hierdie valse gode en afgode wat ons vir onsself maak, van die wêreldse maniere en dingetjies nie. Ons moet die mense uit die wêreld roep en ons moet die neigings van die wêreld uit ons kerk uitkry. Jeremia 6 vers 16 sê vir ons, So spreek die Here, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siel. Net soos Jeremia die Israeliete gewaarsku het om terug te keer na die ou weë, moet ons as kerk ook terugkeer na die beleid en standaarde wat God vir ons in die Bybel vasgestel het, en wat deur die getuienisse in die gees van profesie beklemtoon word. Ons moet berou hê oor ons afvalligheid, ontslaa raak van die wêreldse neigings en leringe wat in die kerk ingekruip het. En dan, as ons dit gedoen het, moet ons ook éventueel oorgaan en ander bereik. Dit help nie ons hak vas die heeltyd en probeer ons self regkry en ons kom nooit by die opdrag uit om as eindtyd boodskappers vir God op te tree nie.
In Jeremia 17 vers 24 en 25 sê dit, as julle dan aandagtig na my luister, spreek die Here, om geen las deur die poorte van hierdie stad op die Sabbatdag in te bring nie, en om die Sabbatdag te heilig deur daarop geen werk te doen nie, dan sal deur die poorte van hierdie stad konings en vorste ingaan, wat op die troon van Dawid sit, wat op strydwaans en op perde ry, hulle en hulle vorste, die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem. Op bevel van die Here het Jeremia sy posisie ingeneem by een van die hoofingange na die stad en hy het die belangrikheid beklemtoon om die Sabbatdag heilig te hou. So het hy dan die boodskap aan die vreemdelinge wat by die stad ingekom en uitgegaan het verkondig. As ons dit in vandagse konteks plaas, beteken dit dat ons die wêreld moet waarsku teen die gevaar om die heiligheid van die ware Sabbat uit die oog te verloor. Hy het hulle gewaarsku om nie die dag te ontheilig deur hulle eie sekulêre dinge te doen nie en dat 'n seën op voorwaarde van gehoorsaamheid beloof word. Ongelukkig het die oorgrote meerderheid van die mense nie na Jeremia se oproep tot bekering geluister nie. Alhoewel daar min hoop in Jeremia oor was, is hy nie toegelaat om stil te bly terwyl die koninkryk se vernietiging gedreig het nie. Diegene wat getrou aan God gebly het, moes aangemoedig word om in geregtigheid te volhard en sondaars moes indien moontlik van hulle ongeregtigheid oortuig word en ooreed word om daarvan af weg te draai. Net so moet ons vandag dieselfde doen. Ons moet die mense in die wêreld aanmoedig om te volhard in geregtigheid en van ongeregtigheid af te bekeer en weg te draai. In Jeremia 7 vers 2 tot 4 lees ons, hoor die woorde van die Here, o julle Juda, wat deur hierdie poorte ingaan om die Here te aanbid. Maak julle weë en julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Vertrou nie op bedrieglike woorde nie, wat sê, die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Nadat Jeremia aan die ingang van die stad die boodskap aan die wêreld gebring het, is hy ook deur die Here beveel om in die binnehof van die tempel te gaan staan en met al die mense wat in en uit die tempel gegaan het te praat. Dis was daardie boodskap toe direk aan diegene in die kerk gebring. Hy was verbied om enige van sy boodskappe te versag, sodat die afvalliges en sondaars in die kerk geen verskoning kon hê om hulle self reg te ruk en hulle verkeerde weë agter te laat en terug te keer na God nie. Jeremia 7 vers 9 tot 10. Sal julle steel, doodslaan en oorspel bedrywe en vals sweer en verbaal offerrook laat opgaan en agter ander gode aanloop, wat julle nie ken nie. En dan kom staan voor my aangesig in hierdie huis waar oor my naam uitgeroep is en sê, ons is verlos. God het dit deur Jeremia duidelik gemaak, dat daar geen plek in sy kerk is vir die wêreldse dinge nie. Slegs deur die deeglikste harthervorming kan die gevolge van ongehoorsaamheid afgewyk word. Te vergeefs was die vertroue wat hulle in die tempel en die dienste geplaas het. Rituele en seremonies kon nie versoening vir hulle sonde doen nie. En ook kon hulle aanspraak dat hulle die uitverkore volk van God was, hulle nie red nie. Slegs hervorming van die hart en lewenstyl kon hulle red van die onvermydelike gevolg van voortgesette oortreding. Net so vandag, deur jou naam op die lidmaatskap van die kerk te hê, gee jou nie 'n goue kaartjie hemel toe nie. En as ons nie terugkeer na die ou weë en na 'n daar staan geskryf nie, sal ons ook die onvermydelike gevolge dra. Kom ons kyk bietjie wat sê die getuienisse vir ons hieroor. In Testimony for the Church lees ons, dit is moontlik om 'n gedeeltelike formele gelowige te wees en tog te lig gevind word en die ewige lewe te verloor. Dit is moontlik om sommige van die opdragte van die Bybel te beoefen en as 'n Christen beskou te word en steeds verlore te gaan omdat jy tekort kom aan die kwalifikasies wat noodsaaklik is vir 'n Christelike karakter. As jy die waarskuwings wat God gegee het met onverskilligheid verwaarloos of behandel, as jy sonde koester of verskoon, verseël jy die lot van jou siel. Jy sal in die weegskaal geweeg word en te lig bevind word. Genade, vrede en kwytskelding sal vir ewig teruggetrek word.
Jesus sal verbygegaan het om nooit weer binne die bereik van jou gebede en pleidooie te kom nie. Terwyl genade bly staan, terwyl ons verlosser vir ons voorbidding doen, moet ons 'n deeglike werk vir ons ewigheid doen. Gehoorsaamheid aan God is nie onderhandelbaar om voorbereiding vir die ewigheid nie. Gedurende die dae van Jeremia was die inwoners van Juda geneig om te glo dat die streng onderhouding van die goddelike dienste van die tempel, wat hulle sou bewaar vir die regverdige straf vir hulle verkeerde weë. Wat 'n les is dit vir die wat vandag leiersposisies in die kerk van God beklee? Wat 'n plegtige waarskuwing om getrou op te tree teen onreg wat aan die saak van die waarheid oneer aandoen. Laat niemand wat beweer dat hy die onderhouer van God se wet is, hulle self bluf, dat die agting wat hulle uiterlik teenoor die gebooie betoon, hulle sal bewaar teen die uitoefening van goddelike geregtigheid nie. Laat niemand weier om vanweë hul kwaad tereggewys te word nie. En moet ook nie die dienaars van God beskuldig dat hulle te ywerig is om die kamp of die kerk van slegte dinge te reinig nie. Ons God, wat sonde haat, doen 'n beroep op diegene wat beweer dat hulle sy wet onderhou, om van alle ongeregtigheid af te wyk. 'n Nalat om berou te hê en gewillige gehoorsaamheid te lewer, sal mans en vrouens vandag tot dieselfde ernstige gevolge lei as wat oor die eertydse Israel gekom het. Daar is 'n limiet waar verby die oordeele van Jehova nie langer uitgestel sal word nie. Die verwoesting van Jerusalem in die dae van Jeremia is 'n plegtige waarskuwing vir die moderne Israel dat die raad en vermaanings wat aan hulle deur God se gekose instrumente gegee word, nie straffeloos oorgesien sal word nie. God se plan is nie om boodskappers te stuur wat sondaars sal behaag en vlei nie. Hy lewer geen boodskappe van vrede om die oortreder in 'n staat van veiligheid in te sis nie. Insteede lê hy swaar laste op die gewete van die oortreder en deursteek sy siel met skerp pyle van oortuiging. Bedienende engele stel die vreesaanjaende oordeele van God aan hom voor, om die gevoel van nood te verdiep en die pynlike uitroep te laat hoor, wat moet ek doen om gered te word? Handelinge 16 vers 30. Maar die hand wat tot die stof voorootmoedig, die sonde bestraf en trots en ambisie beskaam laat, is die hand wat die boetvaardige, getuisterde man ophef. Met diepe, innige simpatie vra hy wat die tugtiging laat val. Wat wil jy hê moet ek aan jou doen? Wanneer die mens teen 'n heilige en barmhartige God gesondig het, kan hy geen ander koers volg wat so edel is as om opreg berou te hê en sy foute in trane en bitterheid van siel te bely nie. Dit vereis God van hom. Hy aanvaar niks minder as 'n gebroke hart en 'n verslae gees nie. Die gees van teenkanting teen teregwysing, wat gelei het tot die vervolging en gevangenskap van Jeremia, bestaan vandag nog. Baie mense weier om na herhaalde waarskuwings te luister en verkies om eerder na valse leraars te luister wat hulle ydelheid vlei en wegkyk vir hulle slegte dade. In die dag van benoudheid sal sulke mense geen seker toevlug hê nie, geen hulp uit die hemel nie. God se gekose knegte moet met durf en lydsaamheid die beproewinge en lyding wat hulle deur smaad, verwaarlosing en wanvoorstelling ondervind, ontmoet. Hulle moet aanhou om die werk wat God aan hulle gegee het, getrou te verrig en altyd te onthou dat die profete van ouds en die verlosser van die mensdom en die apostels ook mishandeling en vervolging verduur het ter wille van die woord. Wanneer die godsdiens van Christus die meeste in minagting is, wanneer sy wet die meeste verag word, moet ons ywer die warmste wees en ons moed en fermheid onwrikbaar. Om die waarheid en geregtigheid te verdedig wanneer die meerderheid ons verlaat, om die gevegte van die Here te beveg as daar min kampioene is, dit sal ons toets wees. Op hierdie tydstip van die wêreld moet ons warmte versamel uit die koue van ander, moed uit hulle lafhartigheid en loyaliteit uit hulle verraad. En dan in Jeremia 31 vers 12 lees ons,
En hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seëninge van die Here, na die koring en die mos en die olie en na die jong skape en beeste. En hulle siel sal wees soos 'n welbesproeide tuin en hulle sal verder nie meer kwai nie. Te midde van al die afvalligheid waarin die nasie verval het God in sy genade vir Jeremia gewys wat ander kan die ontstellende tonele van die hede was. Hy is toegelaat om te kon uitkyk na die glorieryke toekomsvooruitsigte wanneer God se volk bevry sou word uit die hand van die vyand en hulle sou terugkeer na Sion. Net so kan ons ook uitsien om binnekort daardie land binne te gaan sonder hartseer en pyn. Maar net soos Jeremia het ons ook 'n boodskap om te preek voordat ons daardie wonderlike land kan binnegaan. En dit is nie 'n gewilde boodskap nie. Die wêreld en ongelukkig ook die in ons eie geleedere wil nie die reguit boodskap en getuienisse hoor nie, maar eerder die streelende en sagte boodskappe wat in kussentjies toegevou is. En soos Jeremia sal ons ook verag, gehaat en verwerp word. Laat ons dus aangemoedig word deur hierdie woorde van Lied 432. Daar's 'n land soos die môre so skoon, deur geloof sal ons eenmal daar bly, waar verlostes vir ewig sal woon, in die tuiste wat Jesus berei. In die land van ons heil sal ons saam voor God se troon juigend staan. Van die dag dat hy geroep is, tot die einde van sy bediening, het Jeremia voor Juda gestaan as 'n toring en 'n vaste vesting, waarteen die toren van die mens nie kon seevier nie. Die Here het sy dienskneg gewaarsku, en hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorweldig nie, want ek is met jou om jou te verlos en om jou te red, spreek die Here. En ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis van die tiranne. Mag ons moed skep uit die lewe van Jeremia vir hierdie laaste ure van die wêreldse geskiedenis. En mag ons bly staan met ons oë gefestig op die koning van die konings. En mag ons nie nou hiervandaan teruggaan na business as usual nie. Mag ons ons eie huis in orde kry, sodat ons die nasies kan uitroep uit Babylon uit, en mag ons die neigings van Babylon uit ons kerk uitkry. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, baie dankie vir die boodskap wat U vir ons in die Bybel gee. Dankie dat ons hierdie voorbeelde wat Jeremia vir ons gegee het daar kan gebruik om nou vandag te staan soos wat U verwag van ons. Ons kan dit nie alleen doen nie, ons bid dat U asseblief met ons sal wees en ons bid dat U ons sal seën teen die teenkanting en dit wat ons kan verwag in die toekoms. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy die video gekyk het. Om aan ons kanaal te subscribe, klik hier. Om kennisgewings te kry, klik op die klokkie. En om die volgende video te kyk, klik hierso. Baie dankie en ons sien u weer.